Vader, dankie vir die geleentheid en die voorreg vanmôre weer eens dat ons hier kan wees, gesond en gespaar. Dankie dat die Here ons voetstappe gerig het. Dankie Here dat ons vanmôre ons plek kan inneem en vanmôre kan kom luister wat die Here vir ons te sê het. En ek is so dankbaar vanmôre, Here, dat ek erken en bely vanmôre dat Jesus Christus is my Heer en my Meester. Hy is ons enigste, hy is ons alles. En wil ek vanmôre die Here se naam oplig en vanmôre prys en net vir die dankie sê, dat ek vanmôre dit kan bely en kan verklaar, saam met my boeties en my sissies vanmôre, dat daar niemand anders is behalwe in ons lewe nie. En Here, dankie vanmôre vir die kosbare woord waar ons in kan delf, waar ons vanmôre in kan rondkrap, as ek die woord mag gebruik, en kan luister dit wat U vir ons vanmôre te sê het. En dankie dat U vanmôre werk in ons harte, en ons vanmôre, Here, weet ons ook dat die saad geplant sal word in ons binneste, en dat sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van U naam. Dankie dat ons vanmôre in die gesag staan van Jesus, elke aanslag, elke werking van die vyand, elke versterking van buite kan bind en kanselleer en kragloos stel, en oor die vergadering en uitdryf en terugstuur na waterlose plekke waar dit vandaan kom in Jesus naam. En vanmôre bid en vra dat die Heilige Gees, Here, sal werk van sitplek tot sitplek, van hart tot hart, van persoon tot persoon. En ek bid vanmôre dat U die woord vir ons sal breek en lewend maak in ons binneste, sodat ons dit kan verstaan vanmôre. En wanneer ons uitgaan, Here, van ander kan vertel, dat dit wat by Jesus vir my gedoen het, Jesus ook vir jou kan doen. Ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor. En al die kinders van die Here vanmôre sê, amen en amen. U mag pas staan. Kyk na ons geleesde gedeelte, Genesis 3:1-13. Het jy al gepraat 'n paar jaar terug. Ek voel net, my hart gevoel, ek moet weer, ek kom 'n paar ander dingetjies wat die Here vir my gegee het ook. En die boodskap, die titel van die boodskap, die gehapte vrug. Heel interessant, die gehapte vrug. Hoofstuk 3 van Genesis, Genesis in die begin van die Bybel, eerste vers tot met vers 13, volg ons op die skerm, lees saam as die Bybel saam met daar, luister wat die Bybel sê. Hy sê, maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, dis nou vir Eva, luister wat hy vir haar sê, 'n vraag wat hy vir haar vra. Is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei sy oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblaar na mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Dat die stem van God
die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tyd van die aandwindjie. Die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God dat die mense sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het 'n geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het, het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou antwoord, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Slaaks mekaar elke die skuld gegee op die einde van die dag, nee. Nou, ek het 'n paar interessante dinge gekry vanmôre weer. Ter inleiding vanmôre net 'n bietjie agtergrond, en ek hou daarvan om dit te gee sodat jy kan verstaan waar ons oor gaan praat. Voor ek kom by die fondasie van hierdie boodskap, of by die kern van my boodskap, kom ons kyk na hoofstuk 1 vers 26 en 27. En ek lees so. Hy sê, God het gesê, laat ons, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Nou as ons 'n paar aantekeninge kan maak, kom ons by die woordjie maak, en die woordjie maak in daai vers 27, beteken, God het ons geformeer. Die oorspronklike Hebreëse woord is asa, A-S-A. En daai woord, as ons vertaal ons eie vertaling vandag, Engels of Afrikaans, beteken to create something out of existing things. Om iets te formeer uit iets wat al reeds bestaan. Met ander woorde, God het die mens se liggaam geformeer uit iets wat al reeds bestaan. Geformeer uit stof uit. Iets bestaan, so hy het stof gevat wat ons sal stof word. Die dag van ons sterf gaan ons weer terugkeer tot stof. Van stof ons is gemaak, tot stof sal ons terugkeer. Ons het in die eerste boek van Korintiërs gesien, dat God weet dat die mens stof is, want eintlik, hy weet dat die mens eintlik niks is nie. Sonder mense. Hy weet eintlik dat die mens niks is, die mens is stof. Uit stof is ons gemaak, tot stof sal ons terugkeer. Dit is daai woordjie asa, hy het ons geformeer, die mens geformeer, uit materiaal wat al reeds bestaan. Tweedens, God het die mens geskape, eers geformeer, en toe die mens geskape na sy beeld. Wie weet as die liggaam al lê, is hy dood? Daar's niks in die dop wat al lê. Wanneer 'n persoon begrawe word en die kus is hier voor, dan lê daai dop daar. Dis waarin die gees, die werklike persoon, die sielgedeelte, die geestelike mens wat in daai dop gebly het, is weg. So die dop is daar. Hy het die mens geskaap vir die werklike persoon wat in die dop bly. Die werklike pastoor Pieter wat in die dop bly, het hy geskaap na sy beeld. Hy het nie die liggaam geskaap na God se beeld nie. Die liggaam geformeer, almal van ons lyk verskillends. Met verskillende persoonlikhede, karaktertrekke. Ek sê mos altyd, as ons almal dieselfde was, het dit 'n boring gewees het.
Dink dit self, as jy jou vrou dieselfde karaktertrekke gehad het, dieselfde temperament, sou dit dan boring gewees het. Maar omdat die man en die vrou verskillende karaktertrekke het, verstaan, en elke van ons verskillende karaktertrekke het, as ons verskillend, soos is geskape na sy beeld, innerlik, ons innerlike mens, wat God is gees, ons is gees. Na die beeld van God het hy ons geskape, man en vrou, het hy ons geskape, en hy woordjie geskape, in die Hebreëse woord beteken bara, B-A-R-A. En as jy dan oorvertaal wat die betekenis is daarvan, dan beteken dit die volgende: to create something out of nothing. Bo het God dan, wat hy ons geskaap het, uit stof wat hy gebruik gemaak van bestaande materiaal, bestaande ding, uit stof gebruik om die mens se liggaam te vorm. Toe kom maak hy ons innerlike mens, hy skaap ons na sy ewebeeld, en hy gebruik niks nie. Hy het in die neusgate van die mens ingeblaas, en die Bybel in die liggaam het lewend geword. Uit niks uit nie, het hy die innerlike mens geskaap. En toe, dat die oomblik, toe ons in die baarmoeder gevorm word, het daar gees in die ou babietjie gekom. Lewe, gees is lewe. Gees is lewe. So ons woon in 'n liggaam, ons het 'n siel en is gees. So, siel en gees, ek het nodig iemand gehoor, ek dieselfde as ek sê, siel en gees is eintlik die een nie. Siel en gees is eintlik geskei. Want die woord skei, siel en gees. So ek het my sielgedeelte waar die emosies lê, en allerhande dinge lê my sielgedeelte, dan ek die geesgedeelte wat lewe is. Die gees keer terug na God toe wanneer ek sterf, en die sielgedeelte gaan so blyplek wanneer hy sterf, en hy liggaam tot stof terugkeer, moet die siel blyplek gaan soek, hy moet ergens wees. Hy kan nie rondsweep in die atmosfeer nie. Verstaan? So die werklike persoon is wat God geskaap het na sy ewebeeld, word saamgevoeg met die gees en siel saam, is ons soos God. God is gees, ons is gees. En dit het gebeur, en het ons geskape uit niks uit nie. Hy het geen materiaal gebruik om die innerlike mens te vorm en te skape nie. Net sy asem, wat hy ingeblaas het, deur die neusgate van Adam. Kom nou mense, het daai innerlike mens gevorm uit niks uit nie. Dink 'n bietjie daaroor, hoor. As jy gaan sit vanmôre, gaan dink net die groot wonderwerk daar. Kom ek verduidelik. 2 vers 6 sê, en die Here God het ons die mens geformeer asa, aan die stof van die aarde, en in sy neus die asem van lewe geblaas, wat beteken bara, so dan die mens, luister mooi, 'n lewende siel geword. Wat is ons 'n lewende siel? Want my siel is 'n lewende siel. Ek en jy is 'n lewende siel. Dis my siel wat belangrik is vir God. My siel is belangrik, want Jesus het gesterf vir my siel. Kom nou, hy het op die kruis vir my siel gesterf. Lewende siel geword. Hebreërs 11 vers 3 sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, so die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Tweedens, uit hierdie gedeelte, praat hy van die Here God. Nou moet ek het nooit opgelet en so gesien nie. Die Here God beteken Elohim, skepper. Daardie woord hier beteken skepper. In die Ou Testament toe dit begin van Abraham, het hulle gepraat van Elohim. Hulle het hom nie geken as iemand anders dan nie. Hulle het hom geken as Elohim, die God, die skepper. Tot die Here nou met Abraham begin deel het, het hy hom gesien as God is ook as 'n voorsiener. Hy is ook sy voorsiener. Maar luister, die oomblik toe die duiwel met die vrou praat, noem hy God nie die skepper nie.
jy agtergekom. Reg deur hy hoofstuk 3 praat hy van, luister mooi, hy praat van Here God. Jehovah God, Jehovah Skepper. Hy praat van Here God. Maar toe die duiwel kom en met die vrou praat, toe vat hy die Here weg. En hy gebruik uit God. Hy wou nie hom skepper noem nie, want hy was deel van die skepping gewees in die begin. Hallo? Sleen, hè? Dis gewoon om 'n slang nie. Luister. Die Here God Elohim, the mighty one. Ek vir die mens 2 dinge gegee in die begin in die tuin. Dit was autoriteit en saad, volgens Genesis 1:26 en Genesis 1:28, wat ons vandag nog steeds het. Ons het autoriteit en ons het saad. Dis 'n koninkryksbeginsel om te saai. Met woorde kan jy saai, met geld kan jy saai. Wat jy in die grond sit, sê die Bybel, Paulus sê, net dit wat die mens saai, sal die mens maai. Verstaan? So dis wat ons nog al die tyd het. Heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Moves upon the earth. Vers 29. Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, al die bome wat boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Dit die saad moet gesaai word sodat jy voedsel kan kry. As jy nou ook hy reeks volg, wat ek weet doen, wat ek praat nou van die Nemiland te besit, sy agterkom wat ek daar sê. Die oomblik toe Israel oor die Jordaan trek, en toe hulle in die beloofde land kom, toe die Here die voorsiening gestop. Daar was die manna mee gewees nie, daar was die kwartels gewees nie. Hulle was nou saad vat en gaan saai om 'n lewe te maak. En ons God vertrou vir 'n oorvloedige oes. Baie keer sit ons en ons wil net ontvang. Gee maar Here, gee maar Here, gee maar Here. Gooi my skoot neer, die Here gee. Maar ergens moet ons ook saad in die grond sit. Wil jy amen sê, sê pastoor. Ergens moet jy leer om te saai. Jy moet mense leer om vis te vang. Ek kan net altyd die vis vir hulle gee nie. Leer die mense om vis te vang. Geef hulle vis tot geestig gesproke as jy gaan vang vis. Saai jou saad en die Here sal voorsien. Vertrou die Here dat hy vir jou oes sal opbring. Ons kan net altyd oop bakkant staan om te ontvang nie. Ons moet ergens ook ons deel doen. Verstaan? En hier moes Adam en Eva moes saad saai. Sy gee al die plante wat saad gee en die bome natuurlik. Vat daai saad en gaan saai. En wat jy saai sal opkom. As jy 'n peerpit gaan saai, gaan daar peer opkom. Limoene wat jy sakkie gaan dit opkom. So wat jy nodig het in jou lewe, geestig gesproke, vat saad en gaan saai. Hallo. As jy gesondheid nodig het, gaan bid vir iemand wat siek is. Sit saad in die grond. As jy liefde nodig het, gaan saai liefde. Kom nou mense, praat saam met my vanmôre. Saad in die grond. Derdens, in die geleesde gedeelte, het die Here God 'n tuin geplant in Eden, aan die ooste kant. En daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. As ons daarby kom, onthou in Eden, nou die woordjie Eden. Nou Adam het belangrik gevoel, alles wat hy gesien het was syne, wat die Here vir hom gegee het. En iets interessant van my hart, luister mooi. If you are anointed to give, then you are also anointed to receive. Roei net een probleem. Sy kan nie ontvang nie. Ek sê met alle respek, dan sê weet ek baie keer gehamer daaroor. Ek sê jy's lief om te gee, sy gee. Sy's baie lief om te gee, maar sy sukkel om te ontvang. En is iets wat ons moet leer, as jy lief is om te gee, moet jy lief is om te ontvang. Want as jy ontvang, dan maak jy die seël op daai persoon wat vir jou gee, maak jy los.
As jy nie kan ontvang nie, dan stop jy die persoon se seën. So dit is belangrik as jy lief is om te gee, moet jy lief wees om te ontvang. Luister. Hoekom vir die mens? Hoekom sorg die Here vir die mens? Hoekom sien die mense die mens? Hoekom is daar voorspoed op ons pad? Psalm 8 vers 5 sê, wat is die mens, die man, dat jy hom dink en die mens se kind seun van die man, dat jy hom besoek. Die Here sorg vir die mens. So die Bybel sê die tuin was geplant aan die ooste kant. God se heerlikheid volgens die Bybel hier. As jy gaan kyk, as jy nou mooi studie gemaak oor die noorde-ooste, suide en weste. Interessant om te gaan kyk. As jy agterkom dat God se heerlikheid kom altyd in die ooste uit. God se toorn kom in die noorde uit. Ooste kom God se heerlikheid uit volgens Jesaja 43 vers 2. Dis waar die tuin van Eden was en wat die Here 'n tuin geplant het. En die mens het in die tuin gebly, maar luister mooi. Die mens het sy eie tuin gehad in die tuin van God. Kan ek weer sê? Die mens het sy eie Eden gehad in die Eden van God. Kan ek weer sê? Die mens het sy eie Eden gehad in die Eden van God. Dit was 'n tuin binne in 'n tuin. Dit was 'n tuin binne in die tuin van God. Dit was 'n tuin binne in Eden. Jesus sê Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het nie. Ek gaan vir julle 'n plek te berei. Dis ek gaan vir julle 'n plek te berei. Kom ek weer en sal vir julle na my toe neem sodat julle ook kan weet waar ek is. Ons tuin is dan binne in God se Eden wil ons hemel toe gaan. Hallo. Met ander woorde, ons gaan hemel toe. Maar ons blyplek is binne in die hemel. Die tuin binne in 'n tuin, as ek so kan verduidelik. Israel was reeds in Genesis 15 beloof dat daar is 'n land van melk en honing wat tot hulle wag. In Abraham se tyd, in Deuteronomium 1 vers 8 sê die Here, dit is julle sin, neem dit in besit. En plus minus 650 jaar daarna, en na nog 40 jaar, so 690 jaar, kon hulle dit eers in besit neem. Hulle tuin binne God se tuin. Dis vir my so mooi. 690 jaar daarna het God klaar vir hulle voorberei, toe kon hulle eers in besit neem. Vierde punt. Luister wat die Here vir die mens sê. Hy kom en praat met Adam en Eva. Hy sê van al die bome van die tuin mag jy eet, vry eet soos jy wil. Daar was elke oggend was daar meer as genoeg vir 'n ontbyt. Meer as genoeg vir middagete, meer as genoeg vir aandete. Alles waarvoor Adam lus was binne sy bereik. En dit sonder enige harde werk op 'n spesifieke oomblik. Harde werk of sweet. Want daar was nog geen vloek op hulle nie. Daar het nog geen vloek geheers nie. So, hulle het oorgenoeg gehad om te eet, oorgenoeg gehad om te doen. Hy sê maar van die boom van kennis van goed of kwaad, wat in die middel van die tuin gestaan het, daarvan mag julle nie eet nie. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die duiwel het dit geweet. Hoekom sê hy dan vir Eva, jy sal nie sterf nie? Wat hy ja gesê het, as hy nou liggaamlik sterf nie, maar hy het geweet dat as die mens son op en die dag, gaan daar 'n dag kom waar jy moet sterf. Was hy dit nie geweet nie? Hy slinks, ons gaan by 'n paar punte uitkom, hy slinks. En dis hoekom ek en jy moet oppas vir die duiwel. Hy sê, gee aan die duiwel geen plek nie. The battlefield is the Lord, dis waar die oorwinning behaal. Jy, dis waar hy jou aanval in jou gedagtes, nie fisies nie, hy val jou hier aan. En as jy hier kan kry jou gedagte wêreld, het jy waar jy wil hê.
Ons gaan nou wys, ek gaan nou wys. Net stadig wil ek gaan, want jy nie kan verstaan wat ek vanmôre wil sê. Luister. So wat sê die Here hier vir hom? Luister mooi. Van al die bome van die tuin mag jy eet. Dit is jou deel. Hoe ek sê dit weer. Van al die bome in die tuin mag jy eet. Dit is jou deel. Maar van hierdie boom, die boom van die kennis van goed en kwaad, in die tuin mag jy nie van eet nie, want dit is my deel. Twee dele. Ek het my deel en as God se deel. As ek God se deel eet, het ek probleme. As ek my deel gebruik, het ek nie probleme, dit is myne. So die Here stel dit duidelik, jy mag nie daarvan eet nie. Al die ander dinge is joune, die hele tuin is joune, behalwe die een wat jy al sien. Dis die joune nie. Jy mag nie van dit eet nie, want dit is my deel. En geestelik gesproke in ons eie fisiese riem ook, beteken dieselfde. Daar's 'n deel wat ek vir God mag gee, wat ek jy mag vat nie. En as 'n deel wat myne is, wat ek kan doen wat ek wil, met daardie deel, maar God se deel bly God se deel. Hoor 'n pastoor sê vanmôre. God se deel bly God se deel. Ek mag nie aan God se deel vat. In Romeine 6:23 sê, die loon van die sonde is die dood. Meeste van die dinge waarmee ons tog sukkel en waaronder ons gebukkend gaan, is oor die dom dinge wat ons in ons tyd gedoen het. Dom, stupid dinge wat ons gedoen het. Ons die vrugte van pluk vandag. Kom nou mense. Vyfde, wat doen? Wat doen hierdie vrou? Wat doen Eva? Wat doen sy? Heel eerste wat sy doen, sy luister na die slang. Die duiwel, nou luister wat pastoor vanmôre sê. Jy kry nie 'n slang wat praat nie. Ek het nog nooit 'n slang gehoor praat nie. Weet julle? Hoe is dit moontlik dat die slang kon praat? Dis die duiwel wat deur die slang gepraat het. Die duiwel het die slang gebruik en hy het deur die slang gepraat om by Eva uit te kom, anders sou hy nooit by Eva uitgekom het nie, of kon uitkom nie. Hy moes 'n dier in die tuin van Eden gebruik om by uit te kom. Want Adam was in beheer, hy het die diere name gegee, elke dier geken. Hy was in 'n autoriteit en gesag wat God gegee het, hy was oor die diere gewees in die tuin van Eden. Luister, die slang was lustiger dan al die diere, skilled in deceit. 2 Korintiërs 11:3 skryf Paulus, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het of mislei het, julle sinne so miskien of julle gedagtes so miskien bedorwer kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Hier in Genesis, luister mooi, hier in Genesis is die duiwel 'n slang. Maar in die boek Openbaring is hy 'n draak. Wat vir my sê, iemand voer hom. Jy wil ek sê nie? Wie voer hom? As hy slang was in die tuin en nou draak in Openbaring, iemand voer hom. Die slang in sy edeniese vorm moet hier nie gesien word, luister my wat pastoor sê vanmôre, as 'n kronkelende reptiel nie. Die slang waarvan Genesis hier praat, was nie 'n kronkelende slang nie. Hoekom nie? Wie kan my sê? Dink bietjie. Hoekom was dit nie 'n kronkelende slang nie?
omdat daar nog geen vloek was nie. Die oomblik toe hulle sondig en die vloek losmaak, wat het God vir die slang gesê? Jy sal op jou grondsuil en stof eet. Nou luister hierso, iets wat ek kry, wat vir my interessant is. Dis ek praat van Edeniese vorm, Edeniese vorm beteken ek in die tyd van Eden, né? Was hy nie 'n kronkelde reptiel nie. Ek kry 'n woord wat toe vir my daar staan. In die Hebreëse teks beteken daardie woord slang nagash. N-A-G-H-A-S-H. Nagash. En daardie woord sê dat beteken, luister, ek gaan Engels lees. Possibly, originally, meaning a shining, upright creature. So die slang het pote gehad. Die slang moes, met ander woorde wat ek het kan sien, ek sê, is my opinie, as die slang regop moes staan, moes die slang eyeball to eyeball gepraat het met Eva. Of die duiwel deur die slang. Upright creature, was nie 'n slang wat rondseil nie. Verstaan? So sy het met hom so gepraat, iemand dink, die slang het regop gestaan op sy pote, regop gestaan en met haar gepraat, sê, dis die moontlikheid dat dit so was. En hy kom, hy sê, julle mag nie eet van al die bome. Is dit ook so dat God gesê het, hy sê nie, Here God nie, is dit ook dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Onthou, dat die wortel van alle sonde is wanneer ek en jy in God se woord twyfel. Kan ek dit weer sê? Die wortel van sonde is wanneer ek en jy in God se woord twyfel. Die oomblik wanneer jy twyfel, sondig jy. As jy nie glo wat God se woord sê, nie sondig jy. Met ander woorde, ek maak God 'n leienaar, wat dit wat ek sien, stem ek mee saam. Verstaan? So as daar vrees kom of enigiets gebeur, dan glo ek dat vrees is waar, maar dit wat God sê, is nie waar nie. So as ek God se woord, twyfel aan God se woord trek, dan sondig ek. Luister, so, die wortel van alle sonde is wanneer jy God se woord twyfel. En hy was so suksesvol met hierdie taktiek toe hy met Eva praat, dat hy dit nog steeds vandag teen die mens gebruik. Dit's 'n mind game, 'n mind battle. Dis niks van fisies aanval nie. Hy val nie aan jou gedagtes, hy gebruik dit vandag net so suksesvol as wat hy het gebruik het in die begin, in Eden, net so suksesvol gebruik hy nog al die eeue deur gebruik hy teen die mens, en hy vang telke male van die mense, en mense dwaal af, en mense keer terug na sonde toe, en mense vervlou in hulle binneste, omdat hy in die gedagtes die geveg wen. Dis wat Paulus sê. En die sinne beteken gedagtes. The battlefield is the mind, dis waar ons moet oorwin, dis waar ons oorwinning moet behaal. Hy kan vir jou sê, kyk daai persoon, sê jy kyk jou skeef aan. Hy het iets teen jou. Of pastoor, jy nie gegroet vanmôre nie, hy's kwaad vir jou. En dan glo baie mense glo dit. Ek was miskien haastig verby jou gestap, jou nie raak gesien, maar jy sal glo wat die duiwel vir jou sê, maar jy glo wat die pastoor vir jou sê. Verstaan? En hy gebruik dit nog steeds, een van sy grootste wapens, is wat hy gebruik om in hulle gedagtes daai saad te plant. En dis waar Eva geval het. Luister, sy sien die tweede punt daar, sy sien dat die boom goed was om te eet. Hy maak sonde aantreklik, mense. As hy sonde aantreklik kan maak, dan kan hy die mens vang. Dan sê jy, mooi klere geestelik gesproke,
Mense kyk na sonde en dan begeer hulle. Mense kyk na sonde en hulle deel word van sonde. Nou kom gebeur dit, omdat sonde aantreklik lyk vir die mens daar buite. Hy gebruik daai taktiek. Sien dat die boom goed was om te eet. Begeerlikheid van die vlees, volgens 1 Johannes 2 vers 16. Ander skrywers sê dit is sondepersepsie. Die geleerdes sê dat 85% van wat ons leer en waar ons mee gevang word, kom deur die eye gates. Dit wat ons sien, dit wat ons hoor, wat ingaan na jou hart toe. En ek het hoeveel keer gesê, mense, luister met pastoor weer vanmôre sê, dat jou innerlike mens, die geestesmens binne, onderskei tussen wat 'n goeie saad en slegte saad is, wat onkruid is 'n goeie saad is nie. Elke saad wat ingaan, val daar binne, of dit onkruid is, of goeie saad is, val in die geestesmens, en daar groei dit. Dis waar ons dit stop, in die gedagte wêreld waar dit gestop kan word. Eva het nie gedoen nie, sy het geluister, sy het gesien die boom lyk goed om van te eet. Derdens, dit was 'n lus vir die oë. Die boom was goed, toe begin sy lus. Begeerlikheid van die oë. Passie en sonde. Sy ander mense sê passie en sonde. En hulle sê daar iets interessant. Hy sê beheer jou lus. Of die Engelse Bybel sê, praat daar van lust. Lust is nie lust wat ek kom seksuele dinge nie. Is ook te kos en ene ander dinge. Beheer dit. As jy dit kan beheer, jy klaar oorwin. Beheer jou lus. Want as jy jou lus kan beheer, nie gaan lus jou beheer. Moenie sê almal sê pastoor, dit is so. Lus gaan jou beheer op die einde van die dag. Maak nie saak in wat se rigting nie. As jy nie jou lus kan beheer nie, gaan lus jou beheer. En dis presies wat met Eva gebeur het. Sy het nie haar lus beheer nie. Sy het vrye teiels gegee. In plaas om dit in te trek onder die Heilige Gees, nou soos ek so mag noem vanmôre. Lus van die oë. Beheer jou lus, of lus sal jou beheer. 1 Johannes 2 vers 16. Vierde ding. Dit gelyk soos 'n boom wat sy begin begeer, sy het begeer. Dis die grootsheid van die lewe. Ander vertalers sê plesier van sonde. Luister, en ek wil 'n klip in die bos vanmôre gooi. Jy moet hoor, luister wat pastoor sê. Plesier van sonde is net 'n kort tydjie, maar die gevolge is vir ewig. Amen. Moenie sê amen, nie sê ats, pastoor, dit is so. Plesier van sonde, maak nie saak of wat se rigting jy gaan nie, is vir 'n kort tydjie. Maar dit wat jy voor betaal is vir ewig. Jy het 'n keuse wat jy gaan maak. Of wat jy wil maak op die einde van die dag. 'n boom wat 'n mens kan begeer, het jy daarna gekyk. Vyftens, gaan sy en sy neem die vrug en sy hap dit. Die gehapte vrug vat sy en sy gee dit vir Adam wat langs haar gestaan het. Wat se vrug was dit gewees? Was die appel nie. Ek het dan weer gaan kyk van gisterand op reg deur tot vanmôre. Nergens in die Bybel sê dat Eva het 'n appel gehad nie. Hy praat van 'n
niemand weet wat se vrug die boom gedra het nie. Was nie 'n appel gewees nie. Kan 'n appel gewees het, ja. Kan enige ding gewees het, enige vrug. Maar nergens kry ons die woord appel in die Bybel. Ek het oral gesê, nergens dat sy 'n appel gehap het nie. Nergens. Maar was 'n gehapte vrug, met ander woorde, die oomblik toe sy daai vrug hap, toe sondig sy. Ek glo sy daai vrug gevat het en sy daai vrug weggegooi. Op die slang daarmee gegooi. Dan sy nie gesondig nie. Maar die oomblik toe sy dit vat en sy hap daai vrug, toe sondig sy. En die oomblik toe Adam die vrug uit haar hand uitvat, toe sondig hy. Maar die teeler is 'n goed systeem. Toe sondig hy. In plaas van waar hy gestaan het langs haar, het hy gesag en autoriteit gehad oor al die diere, want uit elke dier het hy self die naam, God het hom die geleentheid gegee om elke dier te noem wat hy graag wou. Het hy nie van sy autoriteit en gesag gebruik gemaak om die stand te bestraf nie. Verstaan? Hy kon dit gestop het. Hy kon dit heeltemal gestop het, maar hy het dit nie gestop nie. So, hy is net so goed gewees as sy, gesondig. Hy kon gesag en autoriteit kon hy gebruik het. Luister. So die verbode vrug waaraan sy klaar gehap het, gee sy in haar man omdat sy nie alleen skuldig wou voel nie. Baie keer die mense intrek in jou sonde kring, maar jy wil nie alleen voel nie. Jy wil nie alleen skuldig voel nie, en jy wil hulle intrek om dieselfde ding te doen as wat jy mee besig is. Want sy kon nie onderskei tussen goed en kwaad nie. Alle wat langs daar gestaan het, kon gebruik gemaak het van sy autoriteit, maar hy het nie. Is dit nie vandag dieselfde, waar die priester nie sekere dinge toelaat, verkeerde dinge sien, toelaat en hy is ter wille van vrede, hy ook van die gehapte verbode vrug aanvaar. Baie keer van die vrou vir iemand anderster en na dit eers agterkom, dis verkeerd, maar dan is dit te laat, in plaas van om sy autoriteit te gebruik wat die Here hom gegee het as die priester van die huis. Want daar is soveel verskillende vrugtebome van versoeking buite in ons wêreld vandag. Wat goed is om te sien, die begeerlikhede van die vlees, dat jy nie anders kan as om jou hand uit te steek om een van die vrugte te neem wat in die boom vir jou aangebied word nie. Maar in die oog van die Here is dit verbode. Satan stel dikwels 'n ketting by sy swakste skakel aanval. En daarom kom hy by Adam uit deur Eva te versoek. Die sterkeres in 'n ketting moet 'n aanval teen die swakkere skakels verwag en hulle teen daardie aanvalle beskerm. As jy by die man kom en gaan hy na die vrou toe. Na die vrou toe kom hy gaan hy na die kinders toe. Maar ergens sal hy inkom kans kry. Hoe langer jy daarna kyk, hoe meer aantrekliker word die verbode vrug. Word dit 'n verbode vrug. Hoe meer aantrekliker word dit 'n verbode vrug. Wat sê die Bybel? Is hardop weg van sonde. Die Bybel sê, as jy dit doen of deel met daaraan, dan is die gehapte verbode vrug ook in jou hand. Ek gaan sluit. Luister. Johannes sê dat die begeerlikheid van die vlees, van die oë, die grootsheid van die lewe nie van God is nie, maar van die wêreld, want dit is wat die mens laat val. Wat gebeur hier?
hulle maak 'n vloek oor hulself los, en hulle verloor hulle Eden in God se Eden. Baie keer verloor ons plek ook, as ons vashou aan sonde. Lust of begeerlikheid takes but love gives. Lust, begeerlikheid takes but love gives. Wêreldse begeerlikhede hou nie. Dit kom tot 'n eind. Kan nooit werk nie. Soveel huwelike is gebou op die begeerlikhede van die vlees in plaas van liefde. En dit hou nie. Dis hoekom mans en vrouens begin rondloop, want die huwelik se fondasie is gebou op die begeerlikheid van die vlees. Ek sluit, wat laat jou en my God se deel wegsteek? Tel ons dit. Ons deel, en is dit God se deel. Wat laat ek en jou God se deel wegsteek? Net 3 dinge. Begeerlikheid van die vlees. Craving for sensual gratification. Begeerlikhede van die oë. Greedy longings of the mind. En die grootsheid van die lewe. Assurance in one's own resources or in the stability of earthly things. Soos begeerlikhede van die vlees, begeerlikhede van die oë, die grootsheid van die lewe, laat jou en my God se deel wegsteek. En mense, ek wil vanmôre bid en die Here vra dat hy ons sal help, dat ons in dieselfde stuk val as wat Eva en Adam geval het, op en in Genesis 3, om deel te word daarvan, om 'n gehapte vrug in jou hand te hou, weet jy klaar gesondig. Die Here te vra ons te help vanmôre. Hy sê ons het bid daar in die Onse Vader, Here, lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Kom ons staan. Mag jy die kort boodskap vanmôre aansê. Kom ons staan. Vader, as ons bid vir my boeties en sissies vanmôre. Miskien 'n kras woord, miskien 'n harde woord, hande moet dit kou. Maar dis wat gebeur, dis wat die vyand gebruik. He's playing for keeps. Sy inkom kan ons kry in jou lewe, jy is nie daar om jou te verwoes. Jou lewe te verwoes, alles te verwoes. Ons kan nie toelaat dat daai dinge deel word vir ons. Ons kan nie toelaat dat ons met 'n gehapte vrug in ons hand sit nie. En daarom wil ek bid vanmôre en vra dat die Here ons sal help. As ons wel ergens op ons pad gegly het, bid ek vir daai mense hier vanmôre, hulle wat luister, hulle wat vanmôre is, en ek vra dat die Here ons sal vergewe, ons sal reinig deur die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Die woord sê, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe vir al ons sondes en te reinig van al ons ongeregtighede. Dankie vanmôre dat ons op U kan staatmaak, sorg op U kan leen, en weet dat U daar is vir ons elke sekonde van die dag. En Here, dankie dat U ons help. Nie meer strikte trap wat die vyand vir ons stel wat hy gestel het vir Eva en vir Adam nie. Maar dat ons sal rondkyk, nugter sal wees, waaksaam sal wees, om die pad saam met U te stap elke dag. Here, want U is tog die wat ons lei. U is tog een wat ons handvat en hierdie wedloop saam met ons voltooi. Ek bid dit vanmôre vir elkeen van hierdie platform of die orkes regte tot daar bo op die balkon vir elkeen. Here, help ons. Dat ons nie met 'n gehapte vrug in ons hand sal opeindig op die einde van die dag nie. Ons prys, ons loof en ons aanbid U daarvoor in Jesus naam. Al die kinders van die Here sê amen en amen. Ons sê dankie vir Jesus.